Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Ek vra om verskoning vir die boereplan wat hierbo saam met my op die kansel is, maar met Eskom saam waar daar nie krag in die dorp is nie, moes ek net plan maak om te kon sien vanoggend. Geliefdes, ons gaan vanoggend in plaas van die sang, ek wil net vir Tannie Ronel sê, ons gaan nie so baie verse sing nie, ons gaan net korter verse sing, want ek besef dit is moeilik om te sien as die ligte af is. Geliefdes, maar ons gaan nie dat Eskom in ons pad staan nie. Ons gaan steeds ons erediens hê en ons bid dat dit wat hier gebeur sal strek tot eer en verheerliking van God se groot en almagtige naam. Geliefdes, as voorsang gaan ons saam sing Gesang 335. Gesang 335, daarvan vers 1. Here Jesus, ek is klein, swak, onkundig en onrein. Gesang 335, daarvan vers 1, terwyl ons net so sit. Liefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed, waarna ons gaan saam sing Gesang 95, die Onse Vader as voorbereidingslied. Gesang 95, die Onse Vader, gaan ons staande saam sing bidend, as ons voor die Here kom staan in hierdie oggend. En dan kan u ook die Psalm en Gesangboek oopmaak by Gesang 44. Heer, met my hele hart sing ek 'n lofsang, kom ek van die magtige wonders vertel, van al die reddingsdade. Ons gaan sing Gesang 44 vers 1 as loflied na die voete van die Seun. Maar geliefdes, kom ons word dan nou stil voor die Here in gebed. Amen. Die Here is koning, laat die volke bewe. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees.
Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die samevatting van die wet soos wat ons dit vind in Matteus 22 vanaf vers 34. En na die samevatting van die wet gaan ons saam sing Gesang 79. Gesang 79 daarvan vers 1. Gesang 79 vers 1 nadat ons na die samevatting van die wet geluister het. En dan na die belydenis van ons geloof gaan ons saam sing Gesang 87. Gesang 87 daarvan ook vers 1. Gesang 87 vers 1 na die belydenis van ons geloof en Gesang 79 vers 1 na die samevatting van die wet. Liefdes, kom ons luister dan nou na die samevatting van die wet soos wat die Here Jesus dit self vir ons gegee het in Matteus 22. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Geliefdes, ons lees in Jesaja 1 vanaf vers 18. "Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek." Geliefdes, aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat die toorn en straf van God oor hom sal bly, vir solank as wat hy ook in die sonde bly volhard. Geliefdes, ons aanbid 'n genadige God wat sy seun gestuur het sodat ons ook kan glo ter versoening van aan ons sondes, en daarom bely ons geloof in hierdie oggend, en ons doen dit deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde,
en in Jesus Christus se eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend uit die boek Spreuke en ons lees vanaf die 23ste hoofstuk. Spreuke 23 en ons lees vanaf vers 12. Spreuke 23 vanaf vers 12. Geliefdes, in die boek van Spreuke vind ons ontsaglike baie wysheid. Dis deur Salomo saamgestel wat as geskenk van God gekry het, die wysheid, en daarom is dit 'n boek wat besonder is waarna ons gerus baie mooi kan luister. Ons lees Spreuke 23 vanaf vers 12. Bring jou hart na die tug en jou oor na woorde van kennis. Hou die tug nie terug van die seun nie. As jy hom met die roede slaan, sal hy nie sterwe nie. Jy sal hom wel met die roede slaan, maar sy lewe van die doderyk red. My seun, as jou hart wys word, dan sal my hart hom ook verheug. En my niere sal jubel as jou lippe spreek wat reg is. Laat jou hart die sondaars nie beny nie, maar wees die hele dag in die vrees van die Here. Waarlik, daar is 'n toekoms, en jou hoop sal nie verydel word nie. Hoor my seun en word wys, en rig jou hart reguit op die weg. Wees nie onder die wynsuipers nie, onder die wat as vrate hulle hart ophaal, want 'n drinker en 'n vraat sal arm word, en slaperigheid laat stikkende klere dra. Luister na jou vader wat jou verwek het, en verag jou moeder nie as sy oud geword het nie. Koop waarheid en verkoop dit nie, ook wysheid en tug en verstand. Die vader van 'n regverdige juig baie, en as iemand 'n wyse verwek het, dan is hy bly oor hom. Laat jou vader en jou moeder bly wees, en laat sy juig wat jou gebaar het. My seun, gee my jou hart, en laat jou oë 'n welgevalle hê in my weë. Geliefdes, ons lees net so ver die woord van die Here. In besonder staan ons vanoggend stil by vers 13 en 14. Hou die tug nie terug van die seun nie, en as jy hom met die roede slaan, sal hy nie sterwe nie. Jy sal hom wel met die roede slaan, maar sy lewe van die doderyk red. Die tema daarom vanoggend is, tugtig die wat jy liefhet, want daar is hoop. Geliefdes, kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, vanoggend word ons stil voor U. En ons buig ons neer
voor die almag en die majesteit wat U is. Dankie dat U ons gemaak het. En dat U ons in die liefde nie oorgegee het aan ons eie sonde nie. Dankie dat U ons tugtig terugbring na die liefde, terugbring na U weë toe. Maar Here, dis die opdrag wat U ook vir ons gee as dit by ons kinders kom. Tugtig die wat jy liefhet, want daar is hoop. Hou die roede nie terug nie. Here, dankie dat U daai opdrag vir ons gee met 'n baie goeie doel en Here, dankie dat ons vandag daarna kan kyk. Here, spreek U daarom nou met ons elkeen, spreek want die diensknegt en die diensmagd luister. En werk in ons harte dat hierdie boodskap ook ingang vind en op die hartsmure gegraveer word, dat ons dit uitleef. Maar Here, so bid ons ook vir ons staat. Dat U in hulle werk, hulle wat teen ons ingaan om hierdie opdrag uit te leef, dat ons opreg, Here, ons kinders kan grootmaak in U weë. Spreek nou, Here, want ons luister. Ons bid dit nie in onsself nie, ons bid die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ek sal vir jou die pak slaaf van 'n lewe gee as jy dit doen. Dis die dreigende woorde van 'n ouer wat meeste van ons al iewers in ons lewens gehoor het en dalk selfs al gevoel het. Dink terug aan daardie loosing. Die kontak met die agtersteewe. Die trane wat oor jou wange rol en snikkend sê jy ek is jammer. Ek het gevoel. Daarom het ek geleer. En gewoonlik is die woorde daarna, ek sal nie weer nie. Ek is seker ons almal het so 'n herinnering. En as U het, dan moet ons vir ons ouers baie dankie gaan sê dat hulle ons goed grootgemaak het. Grootgemaak het in die weë van die Here en dat hulle hierdie opdrag uitgevoer het. Want deur die opdrag uit te voer en deur ons te tugtig, het ons geleer wat reg en verkeerd is. Ons het geleer dat daar gevolge is vir ons aksies. Ja, daai pak slaaf was juis jou ouers se manier om te wys hulle is lief vir jou. Dit was die manier hoe jou ouers vir jou geleer het hoe om te leef. Gehoorsaam aan die Here en dit was die liefdesdaad wat hulle gebruik het om jou terug te trek van 'n baie groter straf wat vir jou voorlê as jy voortgaan. So lees ons in Spreuke van die woord tug. Die daad om te tug. En in die moderne tyd is hierdie woorde 'n baie negatiewe woorde, 'n woord wat met baie slegte dinge verbind word, want vir die wêreld daar buite lyk dit soos 'n wrede daad, 'n liefdelose daad van net slaan. 'n Daad wat vir 'n persoon genot bring en groot vreugde en sy eie voordeel trek en tog is dit nie wat tug is nie. Tug is om terug te trek, weg van die verkeerde, terug na die goeie toe. Soos 'n ouer wat sien dat sy kind aan 'n warm plaat gaan raak en hy pluk hom terug. In daai oomblik lyk die daad soos 'n gewelddadige daad om hom weg te pluk, maar eintlik weet die ouer die groter dreigement as die kind aan daardie plaat raak. Hy weet hoe seer die kind sal kry. Die tugtiging is daarom juis daar om die mens weg te lei van die kwaad af, weg te lei van die verderf af. So lees ons in Spreuke 23 vers 14, jy sal hom wel met die roede slaan, maar sy lewe van die doderyk red. Kom ons maak hierdie 'n praktiese voorbeeld. Twee seentjies is besig om op die speelgrond te beklei en die vuiste is gelig en hulle slaan mekaar. Die een pa kom en hy voeter sy kind vir dit wat hy nou gedoen het. Die ander een kom en hy gebruik sagte woorde. Jy mag dit nie doen nie.
Albei daai seuns word groot. Wat gebeur? Die een wat geslaan is, het geleer, daar's gevolge vir jou aksies en daarom respekteer hy sy vrou. Daarom het hy respek vir sy baas en hy lewe in goeie verhouding met die samelewing, want hy het geleer dat daar 'n gevolg is vir my aksie. Die een wat met sagte woorde aangespreek is heel waarskynlik die een wat sy vrou slaan. Is heel waarskynlik die een wat in die werksplek teenoor sy baas verkeerd optree. Dis heel waarskynlik die een wat uiteindelik in die tronk sit vir een of ander kriminele oortreding. Want die enigste gevolg wat hy weet vir sy dade is, jy mag dit nie doen nie. Watter een van die twee is beter af? Definitief die een wat met die roede geslaan is. Definitief die een wat geleer het wat reg en verkeerd is. Daarom dat Salomo ook in Spreuke 13 vers 24 sê, wie sy roede terughou, haat sy seun. Sterk woord, hy haat sy seun, maar hy wat hom liefhet, besoek hom met tugtiging. Ons vind hier in Spreuke 'n baie duidelike opdrag. Jy moet jou seun tugtig omdat jy hom liefhet. Want as jy hom nie tugtig nie, is hy besig om op die pad na die hel toe te loop. Hy word oorgegee aan die doderyk, 'n groter dood as net die fisiese dood. Nie, hy is op pad hel toe. Daarom is God se opdrag aan elkeen van ons, tugtig die wat jy liefhet. Maar die klem lê by die wat jy liefhet. Die klem lê by liefde. Daarom dat Salomo ook in Spreuke 19 vers 18 sê, tugtig jou seun want daar is hoop, maar laat dit nie by jou opkom om hom dood te maak nie. Hoekom slaan ons kinders? Is dit tugtiging? Om terug te trek na die goeie weg toe? Of is dit bloot uit woede en kwaadheid, omdat daai kind net verkeerd opgetree het? Is dit maar net 'n straf? En dan sien ons ook hoe Paulus aan die gemeente van Efese skryf in Efesiërs 6 vers 4, Vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaaning van die Here. Moenie julle kinders sommer net kwaad maak nie. Leer hulle die dissipline. Leer hulle die insettinge van die Here, sodat hulle gaan leef volgens sy wil. Want geliefdes, ons beleef in skole dat die dissipline besig is om agteruit te gaan. Onderwysers kan nie meer met kinders werk nie, want daar is nie meer dissipline nie. En die probleem is, die wortel is nie gevestig in die huis nie. Die tugtiging het nie plaasgevind nie. Die Bybelse opdrag is nooit uitgevoer nie. En daarom leef kinders soos wat hulle wil, ongedissiplineerd. En dis 'n probleem wat deurspoel ver verby die skool, want dis die mense wat in die samelewing ingaan. Nee, God gee die opdrag om te tug met 'n baie goeie rede. Maar tog sien ons dat God nie net die opdrag gee nie, God wys dit vir ons. God tugtig sy kinders. Die wat hy liefhet, tugtig God ook. Het jy ooit gedink aan die tydelike straf hier op aarde en hoe dit 'n manier is om jou weg te lei van die verderf af? Dink maar net aan Dawid, die kind van die Here. Dan sien hy vir Batsheba bad op die dak. En hy stuur vir haar man om heel voor te gaan beklei in die oorlog. Dis 'n doodsvonnis wat hy hom toegestaan het, net om uiteindelik by Batsheba in te gaan en 'n kind by haar te verwek buite die huwelik. Griesame sonde in die oë van God, wat nie ongestraf kan bly nie. En uiteindelik is sy straf dat sy seun kort na sy geboorte sterf. 'n Straf wat Dawid terugbring na die weë van die Vader toe. Dink maar net aan die volk Israel.
Die volk van God wat gevestig is met die verbond van Abraham en uiteindelik word die volk weggevoer in ballingskap. 'n Straf vir die ongehoorsaamheid van die volk. Dit alles sodat Juda kan terugkeer na Jerusalem in die verwagting van die Jesuskind wat gebore word. Dink net aan die eie lewe. Dalk het die Here al iewers in u lewe iets laat gebeur. Iets wat die sisteem so geskok het en die tot stilstand geroep het om te vra, wat doen ek verkeerd? Hoe leef ek meer na die wil van God? 'n Straf wat tydelik hier op aarde was, sodat u nie in die ewige verderf in hoef te gaan. As God die Vader dan hierdie opdrag vir ons gee en vir ons wys, hoeveel te meer moet ons aardse vaders nie hierdie opdrag gaan uitleef nie. Dis tog duidelik, tugtig jou kinders as jy vir hulle lief is. Tog geliefdes, het ons 'n baie groter krisis. Want hierdie opdrag van God word deur ons staat tot 'n kriminele oortreding geag. Die staat het wette ingestel dat as 'n ouer sy seun tugtig, kan hy vervolg word daarvoor. As 'n pa sy kind slaan om hom terug te bring van die verkeerde weg af, kan hy in die tronk gaan sit. En dis wat veroorsaak dat ons skole lyk soos wat dit lyk. Dis wat veroorsaak dat ons tronke vol misdadigers is. Dis wat veroorsaak dat daar 'n verval in ons samelewing is, want die opdrag word nie meer uitgevoer nie as gevolg van 'n vrees vir die staat. Hoe nou gemaak, geliefdes? Moet ons die staat en hulle wette gehoorsaam? Of moet ons God meer gehoorsaam wees? En eintlik is hierdie antwoord baie eenvoudig, dis baie maklik. Ons moet God meer gehoorsaam wees as mense. Dink maar net aan die handelinge van die apostel en vir die apostel Petrus en besonders wat die evangelie verkondig, dan word hy gevange geneem en toegesluit. In die aand kom die engel en hy los hom vry. En Petrus keer terug na die tempel toe waar hy die opdrag verder gaan uitvoer, waar hy verder die evangelie gaan verkondig aan die mense. En as die owerpriester daar kom, dan sê hy vir hom, hy verbied hom om verder te preek in die naam van Christus. Dan sê Petrus in Handelinge 5 vers 29, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Petrus gaan tronk toe as gevolg van sy opdrag wat hy uitleef. Paulus word toegesluit as gevolg van die opdrag wat hy uitleef. Daar word mense doodgemaak as gevolg van die opdrag wat hulle uitleef. Ons moet God meer gehoorsaam wees as mense. Maar dit is baie duidelik, ons leef onder 'n heidense staat wat besig is om hulle te vergryp aan die mag, wat besig is om hulle eie grense te oorskry. Want in die gereformeerde leer het ons 'n beginsel genaamd soewereiniteit in eie kring. Dit beteken Christus regeer oor elke aspek van die samelewing vanuit daardie aspek in die samelewing. So regeer Christus oor die kerk vanuit die kerk. Hy regeer oor die skool vanuit die skool. Christus regeer oor die huisgesin vanuit die huisgesin. Die staat moet daarom ook alleen regeer in die staat volgens Christus as hoof. Maar jy sien, die staat wil die plek van Christus inneem. Hulle wil die hoof wees. Die staat wil regeer. Daarom besluit die staat wat die skool mag leer. So is godsdienstonderrig verbied aan hand van die onderwysdepartement wat dit besluit het. Die staat wil bepaal wat die kerk mag sê en nie sê nie. Soos daar besig om 'n wet saamgestel te word wat bepaal dat predikante hulle moet registreer by die staat en hulle leer aan die staat voorhou vir goedkeuring.
Die staat regeer oor die huisgesin, want dit wil sê hoe ons kinders moet opvoed. Die staat moet daarom ook besef, dat die gesag wat hy het, is deur God self vir hom gegee. Daarom mag dit nie misbruik word nie. En net soos God dit vir hom gegee het, kan God dit ook van hom wegneem. En daarom moet die staat besef, hy moet hom by sy eie werk skaar. Die staat is nie die hoof nie, die staat is nie die regeerder nie. Christus regeer. Abraham Kuyper, die gereformeerde teoloog, het gesê, daar is nie een duimbreedte van hierdie aarde waarvan Christus nie sê, dit is. God regeer oor alles. Christus regeer oor alles. En hy doen dit deur sy woord en sy gees. En die woord se opdrag is duidelik. Tugtig die wat jy liefhet. Spaar nie die roede nie. Daarom moet ons as reformerende kerk weer hieroor besin. Ons moet opreg weer dink oor die opdrag wat God vir ons gegee het en ons moet dit gaan uitleef. Geliefdes, die interessante ding is, in Amerika het die beweging van die gentle parenting begin uitsterf. Hulle het terug begin keer na die opdrag van die Bybel toe. Die opdrag is duidelik. Tugtig die wat jy liefhet, want daar is hoop. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, U het vir ons die opdrag gegee. Tugtig die wat jy liefhet. Spaar hulle nie die roede nie, want daar is hoop. Tugtig in liefde, bring hulle terug weg van die doderyk, terug na die lewende God. Here, gee dat ons daardie opdrag sal uitleef. Maar Here, werk ook so in die hart van ons regering. Heidense regering wat keer op keer teen U wil intree. Here, werk in hulle, maar gee dat ons U meer gehoorsaam sal wees as hulle. Al beteken dit ook dalk vervolging. Here, ek bid vir ons gemeente. Ek bid vir elke ouer, elke een wat besig is om 'n kind op te voed. Here, dat hulle ook hierdie opdrag sal uitleef in liefde. Maar dankie vir ons grootouers. Dankie vir die van ons wat al groot is, wat deur daardie opvoeding gekom het en gehoorsaam aan U leef as gevolg daarvan. Dankie Here dat U self ons regeer in die kerk. En dat U ons rig en ons lei, regeer ook so oor ons huise. Daarom bid ons hierdie dinge in afhanklikheid van U, ons God en ons koning, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, as slotsang sing ons saam Gesang 128. Gesang 128, daar kan ons sing vers 1, vers 2 en vers 3. Ons sing saam Gesang 128 vers 1, 2 en 3. Staande waarna jy staande kan bly vir die seën.
Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee geleentheid vir die opneem van die offergawes. Geliefdes, net die volgende afkondigings namens die kerkraad. Ons dink aan ons gebedstyd aan ons gemeente en al ons lidmate, maar in besonder aan Maridien wat besig is met haar eindeksamen, en dan aan Ilan wat siek is. U sou sien, ek het op die groep gesê dat hy siek is nou. Hy het vroeër die week koors begin kry en klink my uit 'n uitslag iewers op die lyfie en hulle is met hom, ek dink Pretoria toe, dokter toe, hospitaal toe. En toe dink hulle dis bosluiskoors en hulle het begin behandel vir bosluiskoors, maar die dokter sê toe nie, hy twyfel of dit bosluiskoors is. Toe toets hulle vir masels, hulle het gedink dis masels en die toets kom toe negatief terug daarvoor. So die laaste wat ek van Sandri gehoor het, is hulle besig om te soek vir allergie. So op hierdie stadium is hulle nog nie seker wat fout is met Ilan nie. Hy kan ook nie in die hospitaal opgeneem word nie. In die oomblik as hulle in die hospitaal instap, skreeu hy blou moord. So dis bitter moeilik op hierdie stadium. So ek dink Sandri en Stefan veral kry bitter swaar. Dink asseblief in die gebede aan hulle, maar ook aan klein Ilan, daai klein besige lyfie, as dit so siek is dit nooit lekker nie. Ons bid dat die Here ook die antwoorde sal bied, dat hy ook gesond sal word. En dan is dit lekker om vir Tannie Mariana en vir Pieter en vir Johan vanoggend hier te hê. Ons dink so baie aan Tannie hulle en ons bid altyd as ons van die dinge hoor, maar dis lekker as Tannie hulle saam met ons kom kuier. En die genade van die Here is so groot dat Tannie hulle hier is vanoggend. Ons bly die gesondheid hou dit en dat dit beter gaan met oom Pieter na alles wat gebeur die laaste tyd en met Tannie. Maar ons is dankbaar dat Tannie hulle ook hier saam met ons is. Dis altyd lekker. Geliefdes, dan kan u my of die kerkraad kontak vir huisbesoek buite die normaal. Ons sê dankie vir Tannie Ronel vir die speel van die klavier vanoggend. Ons het dan Kersangdiens onder die sterre, die 30ste November 1830 vir 1900 uur. Die tema is die ster as rigtingwyser na Christus. En ons vra dat u 'n piknikmandjie sal saambring en lekker saam sal kuier. Ek het in die week 'n foto opgesit op die groepe wat so bietjie adverteer. Nou ek sê 'n diens behoort nie geadverteer te word nie. So die doel met daai foto is net om die mense wat gewoonlik na die Kersangdiens toe kom. Daar is mense uit die gemeenskap uit wat dit graag bywoon, maar om vir hulle te wys wat is die konsep, dat hulle nie opdaag en hulle het nie 'n piknikmandjie, dan voel hulle heeltemal uit en hulle voel nie hulle wil saam kuier nie. So as u weet van mense wat graag ons Kersangdienste bywoon of mense wat u wil nooi, stuur dit vir hulle. Die idee is dat ons hier buite, hier agter die kerk, die son sak so dat die son agter die kerk sit. So ek gaan 'n projektor voorop stel met die liedere. So ons gaan nie sukkel om te sing nie. Ons gaan lekker saam sing en lekker saam kuier, die boodskap doen. En die susters het daarvan gepraat dat hulle na die diens tafels binne in die saal gedek gaan hê, dat ons binne kan eet die wat binne wil eet of buite kan eet die wat buite wil eet. So die susters sal nog bietjie praat daaroor oor wat ons gaan doen, maar die konsep is hier buite. As dit die aand reën en dit lyk al die oggend soos reënerige weer, dan skuif ons in die saal in of ons skuif in die kerk in vir die Kersangdiens. Daar's nie 'n probleem daarmee nie, maar ek dink dit gaan so lekker wees om onder die groot hemelruim van ons Skepper ook saam te kan sing en saam sy naam te kan aanroep. Geliefdes, dan Susters Aksie Blom en Tee vir die maand November is week 2. Ons nooi almal dan ook saam om te kom koffie en tee drink. Die gasstoofies is uitgehaal en ek dink daar is water gekook.
So asseblief kom kuier lekker saam met ons. So ek sê Eskom gaan nie 'n stok in ons speke sit nie, ons gaan aan. En dan liefdesverbondsonderrig les 28 open vandag in die kerk. Baie van die klassies is al klaar met hulle lesse of is besig om klaar te maak. Ons sal binnekort ook dan ons afsluiting hê, maar ons is nog besig met die laaste paar goed. Dan geliefdes, die boodskapper vir die maand Oktober is in die saal beskikbaar. Ek het self net so vinnig vanoggend deur hom geblaai. Dit wil vir my voorkom of die tema oor die hel gaan, die hemelse burger, die helse burger, en hoe dit lyk, ek is nog nie heeltemal seker nie, die tema is nie voorop hierdie week, so ek kan nie net vir u sê wat dit is nie. Maar, toe ek hom nou vat, toe sê hom daar nie vir my, wat 'n interessante vraag is daar nie voorop die jeugboodskapper nie. Want dit vra, wie is baas in die hel? 'n Baie interessante vraag. Neem gerus 'n eksemplaar, daar is baie in die saal beskikbaar. Daar's nog baie van laas maand se boodskappers ook beskikbaar wat gehandel het oor Nisea, so kry asseblief vir u in die saal 'n eksemplaar. Geliefdes, dan verjaarsdag vandag die 9de November is Renzo Roos. Ons sê vir hom baie geluk met sy verjaarsdag. Ons bid vir hom ook die Here se seën toe in die nuwe lewensjaar. En dan huweliksherdenkings môre die 10de November is oom Jos en tannie Alta Niemann. Ons sê vir hulle ook baie geluk en mag die Here hulle in die huwelik ook nog vir baie lank vir mekaar spaar. Geliefdes, kom kuier lekker saam met ons, kom drink 'n lekker koppie koffie en tee en dan hoop ek u 'n geseënde Sondag en 'n geseënde week wat voorlê.